2 dae later sou dit die Paasfees en die fees van die ongesuurde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes was op soek na 'n plan om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Jesus was in Betania in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n alabaster fles, egte baie duur nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee wees. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar so moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. Ons is in Jesus Stories 63 en ons praat oor Jesus, want dit is 'n kerk se nommer 1 doel op die aardbol, om mense aan Jesus voor te stel, sodat hy hulle red en hulle sy disippels kan word. Hy wil met jou in 'n verhouding wees, sy wil vir jou lewe is om met jou in 'n verhouding te wees. En hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na wat hy gesê het en wat hy gedoen het. En wat het Jesus gesê en gedoen? Hy het net gesê wat sy Vader gesê het en hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het. En so is hy ons deur om God te ken. God se wil vir jou lewe is sinoniem met ken hom, met redding. Daar's nie 'n manier vir jou om te sê, ek is gered, maar ek weet niks van God af nie. Want hy sit binne in jou die begeerte om hom te ken. En van daai dag af doen jy ook moeite om hom te ken. So dis hoekom ons hier oor praat. Wie is God? Wat leer ons by hom? Nou, vanoggend wil ek begin met hierdie vraag. Toe ek hierdie storie hierdie week gelees het, toe het hierdie by my opgekom. Hoe weet jy jy's toegewyd aan God? Ek hoop jy het al hierdie vraag vir jouself gevra en jy het hom al vir jouself geantwoord. Hoe weet jy? Kan jy net so aan 'n antwoord dink? Ek dink meeste mense sal hierdie vraag antwoord deur te sê, wel, ek gee gereeld vir arme mense en ek luister wat Hannes sê as ek Sondag in die kerk is. En ek gaan gereeld kerk toe, elke keer as ek in Senine is, en is nie skoolsport nie, wat miskien 1 keer 'n jaar dan is. Iemand se alarm skree. Of ek bid gereeld. Weet jy wat, ek lees my Bybel elke dag, en ek lees vir my kinders Bybelstories voordat in die aand die slaap raak. En ek bid voordat ek eet, elke keer. Want ons sal baie maklik ons toegewydheid aan God meet aan wat ons doen. Maar dis nie 'n baie slim manier om jou toegewydheid aan God te meet nie. Ek sien dit oor en oor en oor. Het ons hierdie probleme in huwelike, né? Jou vrou is ongelukkig. En jy weet nie hoekom is sy ongelukkig nie. Want jou hele lewe gaan om alles te doen om haar gelukkig te hou. Maar jy kry dit net nie reg nie. Ek gaan werk in die oggend vir jou. Ek verdien hierdie inkomste sodat jy na die kinders kan kyk. Alles wat ek doen, doen ek vir jou. Maar jou vrou is ongelukkig. Ek hoop jy het al daai vraag gevra. Hoe weet jy jy's toegewyd aan jou vrou? Of jou man? Ek sê vandag vir jou, om dit te meet aan wat jy doen, is nie die beste manier om te weet of jy toegewyd is nie. Ek gaan nie nou vir julle die antwoord gee nie, jy gaan met wakker bly vir die ene, ek gaan hom aan die einde vir jou gee. So, volgens 'n storie leer ons nogal baie hieroor, so ek gaan nie nou vir jou antwoord gee nie. Vanoggend se opskrif van vanoggend se storie is Jesus se dood word beplan en hy word in Betanië gesalf. Nou dit klink soos 2 verskillende stories, maar hierdie stories is eintlik baie met mekaar uit te waai. Die skrywer wat Markus is eintlik besig om vir ons 'n kontras te wys tussen die mense wat Jesus se dood beplan en 'n vrou wat Jesus salf. En daar's 'n duidelike kontras en ek sal dit ook aan die einde vir julle wys presies wat is die kontras tussen hierdie twee. Maar hierdie spesifieke storie is in al 4 evangelies.
Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En hy's baie langer, wat ons nou gaan behandel, is die stukkie wat ek vir julle gelees het, want ek het uit elke een uit versies gaan haal om die storie mooi in te kleer en die volle prentjie vir ons almal te verf. Ek wil wel sê dat Johannes se weergawe van hierdie storie verskil hewiglik van Matteus, Markus en Lukas. Hy het 'n klomp ander goed daarby gesê, en sy tydlyn is ook nie dieselfde nie, maar Johannes se doel met sy evangelie is nie dieselfde as die ander 3 manne se evangelies nie. Hulle wou vir ons kronologies vertel wat het gebeur met Jesus. Johannes het 'n ander doel gehad, en jy sal weet waarvan ek praat as jy by die woordskool is op 'n Woensdag. Ons sal dit in die woordskool behandel. Ek gaan nie so in diepte in Johannes ingaan vandag nie, want dan gaan ons die hele dag hierso wees. In elk geval, so ons gaan in al 3 kyk, maar net voor ek wegspring, kom ek verf net gou vir julle 'n bietjie konteks. Dis die laaste week van Jesus se lewe. Maandag het hy op 'n donkie ingevaar, honderde duisende mense het sy naam geprys, hulle bootklere uitgetrek, voor die donkie neergegooi. Hulle almal het notisie geneem, Jesus is daar. Jesus is populêr, en dan die Joodse leiers het niks daarvan gehou nie. Die volgende dag, wat Dinsdag was, het hy in die tempelarea ingegaan en hy het al die geldwisselaars se tafels omgegooi en al die diere uitgejaag wat die mense moes koop om te gaan offer om ontslae te raak van hulle sondes, sodat hulle in 'n verhouding met God kon wees. Jesus kon nie dit verdra nie, en hy het alles weggejaag, omgegooi, weggejaag, en hy het die Joodse leiers totaal oor hulle perk gestoot van woede. Hulle kon dit net nie meer hanteer nie. En hy het toe mense genees die res van Dinsdag, hy is huis toe, die volgende dag kom hy terug, en onthou daai storie van die tempel, want dit het half bietjie betrekking met vanoggend. En hy is huis toe, volgende dag is hy weer na die tempelterrein toe, en toe pak die hele Joodse leierskap hom, wat ons noem die Sanhedrin, hulle pak hom toe om iets teen hom te kry, sodat hulle hom kan kruisig. Hulle soek bewyse teen hom, en hulle wil hy moet iets verkeerd sê, maar hy vee die vloer met hulle. En toe maak hy 'n klomp opmerkings oor die eindtyd, en sy disippels hoor dit, toe dit nou verby is met die Sanhedrin, toe hoor sy disippels dit, en hulle vra hom toe nou, maar wat gaan gebeur in die eindtyd? So dis alles Woensdag. Hulle het hom gewoon ondervra, hy het die vloer met hulle gevra, en toe begin hy die eindtyd. Ek dink ons is nou al hierso vir 6 maande net op Woensdag, as jy dit wil gaan kyk op YouTube. Ons is nou al 2 maande besig net met die eindtyd gewees, oor wat het Jesus toe nou gesê oor die eindtyd? En vandag is ons uiteindelik daarmee klaar, vandag gaan die storie aan. Dis waar ons vandag is. Dis nou Woensdag aand, Jesus is genooi vir ete, na Simon die Melaatse se huis toe. En dis waar ons storie vandag wegspring. Nadat Jesus oor al hierdie dinge klaar gepraat het, lees ons in Matteus, het hy vir sy disippels gesê, nadat hy waaroor klaar gepraat het, alles oor die eindtyd. Hy het geprofeteer van wat kom, sodat ons kan verstaan hoe ons lewe moet leef. Sê hy vir hulle, julle weet dat dit oor 2 dae Paasfees is. Met ander woorde, dis Woensdag aand, hulle moet nou vanaand slaap. Vrydag, dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Hierdie is baie belangrik om te verstaan. Jesus het presies geweet wat gaan wanneer gebeur. Want hy is altyd in beheer. Hy is soewerein, wat beteken, hy is alwetend, hy is almagtig, hy is alomtenwoordig. Ons sukkel baie keer met daai konsep. Ons hou daarvan as ek dit so vinnig so resiteer, jy dink, dis okay. Hy weet hy gaan sterf. En daar's nie 'n ander manier wat hierdie gaan uitspeel nie. En hy het dit sopas aangekondig. Hierdie is die hoeveelste keer wat hy dit sê. Sy disippels het nie eers hier iets teruggesê nie. Hulle het dit nou al 'n paar keer gehoor. Hulle het nie 'n klou gehad wat Jesus sê as hy dit sê nie. Hulle wou gehad het hy moet die koning wees van die hele wêreld. Hy moet die Romeine oor aan sit en hy moet in 'n paleis intrek en hulle wil aan sy regter en sy linkerhand wees. En hy vertel vir hulle, hy gaan sterf. Hy gaan aan 'n Romeinse kruis hang. Want hy is altyd in beheer. Hy weet wat gaan gebeur. Alle omstandighede is hy altyd in beheer. Hoe kan iets so sleg in die wil van die Here wees? Dis 'n vraag wat ek en jy onsself moet vra. Want ons stoei baie keer met ons lewe en hoe dit in ons lewe gaan en ek hou nie van waar ek nou is nie. En dan begin ek oral fout soek, behalwe om te sê, wel dalk is die Here besig hier. En ek's besig om te rebelleer. In my ervaring met my lewe, het elke liewe ding wat nie vir my sin gemaak het nie, my geseer gemaak het, of verwerp laat voel het, of my ontspoor het, het uiteindelik iets geword waarvoor ek dankbaar geword het. Want die Here het my nooit in daai tyd gelos nie. Hy was die hele tyd by my en hy het my iets geleer en hy het my perspektief verander. So Jesus sê dit weer,
dat sy disippels dit weer moet hoor. En dan in die volgende skrifvers, lees ons, in daardie tyd het die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk bymekaar gekom, in die woning van Kajafas, die hoëpriester. So dit is die Sanhedrin. Jesus het hulle nou oor hulle woede, wat hulle perk vir woede gedryf, hulle het 'n emergency meeting. Ons gaan nie langer hier meer leef nie. Ons gaan nie langer met Jesus in ons gemeenskap leef nie. Ons roep nou krisisbestuur uit hier. Ons gaan hierdie nou uitsorteer. Nou hulle het omtrent so elke 4 jaar 'n nuwe hoëpriester gekies vir die Jode, en Kajafas was die hoëpriester heiliglik van die Jode gewees, so hy is die main peanut van die main peanuts. En hulle is in sy huis, wat ook altyd gekoppel was aan die tempel, en al die familiehoofde, ons moet praat. En dis nogal interessant, want in Johannes se evangelie, het hierdie ouens bymekaar gekom, nadat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, en toe sê hulle, genoeg is genoeg. Die mense is besig om hulle vertroue in hom te sit. Hy is besig om dit wat ons as Jode ken, heeltemal te ontspoor. Daar gaan niks van ons geloof oorbly as dit van Jesus afhang nie. En die ander 3 evangelies, Matteus, Markus en Lukas, was wat hulle oor die drempel gestoot het, Jesus wat die tafels omgekeer het, en die vee uitgejaag het, want dit was hulle hoofinkomste 1 keer 'n jaar. Dit was die grootste inkomste, want al die Jode het van oral afgekom, en hulle het geld gebring, en hulle moes 4 keer die prys vir 'n offerdier betaal, net om ontslae te raak van hulle sonde. Dit het hulle oor die muur gedryf. Hulle het gesê, ons gaan nie nou langer hierdie ou duld nie. Ons gaan dit nie langer duld nie. So hulle is in Kajafas se huis. Hulle het daar saam planne gemaak om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hoe interessant is hierdie nie? Hier's 'n kontras wat kom. Jesus is op pad na 'n malaatse ou se huis toe, wat niemand ooit sou ingegaan het, sommer maar net nie, net vir ingeval jy onrein kan wees. En hier sit al die rein mense in die hoëpriester se huis, besig om 'n slinkse manier te soek, om ontslae te raak van Jesus. Al die rein ouens, besig om 'n onreine daad te beplan. Ons gaan, hoekom wil hulle agterbaks wees? Hoekom wil hulle slinks wees? Want hulle is bang vir die gehoor. Ons lees dit in Lukas 22 vers 2, omdat hulle bang was vir die volk, het hulle 'n slinkse manier gesoek om hierdie ding te doen. Dit is ook nogal interessant, ek weet nie of jy dit opgelet het nie, dat Jesus het eers gesê, ek word Vrydag gekruisig. En toe kom die mense en beplan sy dood, presies vir wanneer hy geweet het hy gekruisig gaan word. Dis nie die mense wat so slim was nie. Hulle het egter gesê, nie op die fees nie, ons wil nie hê dit moet tydens Paasfees gebeur nie, die Pasga. Nou die Pasga, hoekom het hulle Paasfees gevier, voordat hier baie mense raak die mekaar met dit, hoe het hulle al Paasfees gevier en Jesus het nog nie aan 'n kruis dood gegaan nie. Vandag is ons al so gewoon dat Paasfees gaan oor Jesus en sy kruisiging en wat hy vir ons kom doen het, dat ons dink dis die rede dat daar 'n Paasfees ingestel is. Maar Paasfees is al ingestel met die Israeliete toe hulle in Egipte was. En God vir Farao deur Moses gesê het, laat my volk nou gaan. En hy het geweier om dit te doen. Toe stuur hy vir hulle die 10 plaae. En op die ou end toe sê hy vir hulle, ek gaan al die Egiptenare se eersgeborenes deur 'n doodsengel laat sterf. Maar julle Jode moet 'n vlekkelose lammetjie slag in die dag. En as 'n offer aan my bring en die aand moet julle daai vleis eet. En dan moet julle die bloed van daai lammetjie vat en dit julle deurkusyne verf, sodat die doodsengel verby jou huis gaan en nie jou kind, jou eersgeborene vat nie. En as gevolg van wat die Here daar gedoen het, Farao het net daarna gesê, okay, kom net hier weg. Kom net hier uit. As gevolg daarvan het hulle die Pasga ingestel, wat ons vandag noem Paasfees, dat deur die lam het God ons eersgeborenes gespaar. Deur die lam het God ons hele volk en sy toekoms gespaar. Dis hoekom ons dit hou. En God het vir 'n spesifieke rede Jesus se kruisdood beplan vir presies dieselfde tyd, want hy sou die lam wees wat sterf, sodat ons almal vandag in God kon glo. En dis hoekom hulle hierdie fees gehou het. So hulle wou nie hê Jesus se dood
moet tydens hierdie fees gebeur nie, want dit sal te veel oproer veroorsaak. Die hele fokus gaan Jesus word. Wie is in beheer? God is in beheer. Nie die mens nie. God is in beheer. In Lukas lees ons hierdie interessante storie wat bylas. Die Satan het in Judas gevaar wat Iskariot genoem word en wat uit die getal van die 12 was. So Jesus hulle was in die tempelarea Woensdag en ek vermoed toe Jesus uit die tempelarea uitbeweeg voordat hy met sy disippels oor die eindtyd begin praat het Judas agtergebly. Want ons lees die storie dat net 4 van sy disippels het om die vraag oor die eindtyd gevra. Hulle het opgegaan teen die berg, die Olyfberg. En toe het Jesus daar met hulle gepraat, op pad Betanië toe. Ek vermoed Judas het agtergebly en hy het hierdie emergency meeting bygewoon. Hy was een van die 12 disippels, die verraaier. Toe het hy gegaan en met die owerpriesters en die hoofde beraadslaag hoe hy hom aan hulle kon oorlewer. Julle het nie 'n plan nie, maar ek kan dalk help. En hulle was bly en het met hom ooreengekom om hom geld te gee. En dit het natuurlik Judas se oë laat glinster. Ons gaan dit nou weer sien. En hy het toegestem en na 'n goeie geleentheid gesoek om hom sonder oproer aan hulle oor te lewer. So of hulle nou wil hê dit moet tydens die Pasga gebeur of nie, hulle gaan dit doen. En hulle gaan dit op Paasfees doen. En dis hoekom vandag Jesus die fokus is van Paasfees. So ons sal nou sien môre aand wat dalk oor 'n maand van nou af gaan eers wees hier by Kruispad, gaan Judas vir Jesus oorgee. Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Nou lyk dit asof ons ewe skielik dadelik oorspring na 'n volgende storie toe, maar hier's 'n kontras tussen die vorige een en hierdie een. Die vorige een gaan oor mense wat Jesus haat, hierdie ene gaan meer oor mense wat Jesus liefhet. Nou is Jesus in 'n huis van 'n Melaatse man. Nou hierdie ou is terug in die beskawing. Hy's in sy huis en hy is besig om 'n ete vir Jesus en sy disippels te gee. En Johannes leer ons dat Lazarus en sy 2 sissies Martha en Maria was ook hier. Natuurlik het die vrouens nie saam met die mans geëet nie, dit was Joodse tradisies, hulle sou na die tyd geëet het, die mans sou eers geëet het en dan sou die vrouens gekom het en kom eet het. Dis maar net hoe hulle daai tyd gedoen het, maar almal was daar, al sy disippels was daar en Martha en Maria was saam met hulle broer ook daar. Lazarus wat uit die dood het opgewek is. En hier sit sy, nou wie is Simon die Melaatse? Simon was Melaatse, as jy Melaatse is, as jy uit die dorp uit gegooi en jy mag nie teruggekom het nie voordat jy gesond is nie, so jy moes op die buitewyke, jou mense moes vir jou kos vat daar buite. As iemand verby jou geloop gekom het buite die dorp en jy het melaats gehad, het jy kliphard op die top van jou stem geskree, melaats, melaats, sodat niemand naby jou kom nie, dat hulle so wye draai om jou loop. Jy was heeltemal uitgeskuif. Jy mag nie in die gemeenskap gewees het nie. So Jesus het 10-1 vir Simon genees. En dis hoekom Simon hom genooi het vir ete. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n allerbeste fles egte, baie duur nardusolie. Nou Johannes sê ons, hierdie vrou se naam is Maria. Hierdie was Lazarus se sussie, wat egte baie duur nardusolie gebring het. Nou Lazarus was iemand wat status gehad het in sy gemeenskap. Onthou toe hy dood is, ons het hieroor gepraat, toe die Joodse leiers Martha en Maria besoek om met hulle te simpatiseer. Hy het in 'n huis gebly, hy's in 'n rotsgraf begrawe. Wat beteken hulle was ryk? Beteken in hulle gemeenskap het hulle geld gehad, hulle was ryk Jode gewees. En sy het hierdie egte duur nardusolie gehad. Nou nardusolie kom net in die Himalayan bergreeks, is 'n plantjie wat daar hoogte bo seespieël groei. So, en handelsroetes het gemaak dat hulle hierdie nardusolie ook onder in Jerusalem gehad het. So, Maria moes hierdie nardusolie iewers by 'n handelaar gekoop het en dit gehad het. Nou, hoekom sou sy dit gekoop het? Want daai tyd het hulle nie goed gehad soos pensioenfondse en lewensversekering en al spaargeld en sulke goeders nie. Hulle het dit net nie gehad nie, dit was nie iets wat hulle geken het nie. Maar hierdie is gelykstaande daaraan. Dit is 'n jaar se salaris werd. Dis enigiets tussen 350 en 500 mil gewees. Wat gemaak word van hierdie plant, is 'n lang proses om dit te maak en dit was vrek duur. So, ag, Frans, kom ons wees eerlik, wat kos parfuum vandag, né? Kom per jou jaar se salaris. In 'n geval, so hier kom sy met hierdie egte duur nardusolie wat sy het. Dis so waarvoor koop hulle dit? Hulle koop dit se belegging. Dit het ook gegroei in waarde, so jy kon dit later verkoop het vir meer as wat jy dit gekoop het. So hulle het dit juis gehad vir tye soos hongersnood, natuurrampe of oorlog. Iets uitbreek
of ek het moeilikheid, en ek moet iets doen en ek het niks nie. Dan het ek hierdie wat ek kan verkoop, wat vir my versekering gee, soos lewensversekering. Dis my sekuriteit, dis my neseier, dis waarop ek staat maak om te leef, wanneer ek nie meer die vermoë het om vir myself te voorsien nie, of wanneer ek in die moeilikheid is. Dis waarop my vertroue is, vir my lewe sou al skeefloop. Sy het dit die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Dis nogal drasties, sy kon hom oopgemaak het ook, want hy is net toegemaak. Maar die breek daarvan het gesimboliseer dat ek maak net op u staat. Hierdie bied vir my geen sekuriteit nie. Hierdie bied vir my geen voorsiening in my lewe nie. Ek is so afhanklik van u. Nou moet jy besef, waar moes hierdie vrou gewees het om dit te doen, want sy was so desperaat en geskok en hartseer met haar broer se dood, en het Jesus gekom en hom uit die lewe uit opgebring, laat opstaan. Dit is nie moontlik nie. Haar nardesolie kon niks aan haar broer se dood doen nie. My lewe is hy. Al my vertroue is net op hom. Sy was deur die Heilige Gees geïnspireer om hierdie te doen. Of sy dit nou geweet het of nie, want ons gaan dit nou sien in die storie. Hy is die een op wie al my vertroue is. Daar is nie iemand wat ek meer kan vertrou in my lewe nie. Daar's niks groter nie. En dit wat ek kosbaar in my eie lewe ag, gaan ek oor hom uitgooi. As 'n teken van waardering en afhanklikheid. Oor sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor hierdie vermorsing van reukolie? Dit is so mooi geskryf. Maar as jy in die oorspronklike teks gaan kyk, dan sê jy sien, hulle was so kwaad, dat die taalgebruik daar is, hulle het selfs hulle neusgate so opgetrek, dat het groter was, so kwaad was hulle vir haar. Hulle was vurig, en hulle het 10 teen op haar geskree, en haar uitgetrap. Wel, vir 'n paar redes. Nommer 1, sommer terwyl hulle eet, sonder toestemming. Jy sou 'n vrou gekry terwyl die mans geëet het sonder toestemming, net as sy hulle bedien het. Maar sommer net so instap en 'n bottel olie oor Jesus se kop uitgooi terwyl ons almal sit en eet, en dan nog nardesolie ook. Hulle was vurig warm vir haar. Hulle het op haar geskree, hulle kon dit nie hanteer nie. So wie is hierdie hulle? Ons lees in Johannes. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai. Hy was die ou wat die grootste sien gemaak het. En kyk hoe regverdig hy sy gedrag. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hulle het teen haar uitgevaar. Wel, ons weet, Judas was op hierdie stadium klaar beset met die duiwel. Soos die Bybel praat van hulle, is dit 10 teen Judas en al die demone. Wat besig is om haar te en kyk die logika. Ek moet myself nou verdedig dat ek hierdie tantrum mag gooi. Ons kon dit vir 300 pennings verkoop het. Dis 300 denari. In Markus staan 300 silwermuntstukke. Dit was nie silwermuntstukke nie. 300 silwermuntstukke is maar 120 denari. Ag, sorry? Nee. Judas het 30 goue muntstukke gekry om Jesus te verraai. Dis 120 denari. 300 muntstukke is aansienlik meer. Maar 300 denari is wat hierdie werd was. Dit was die Romeinse geldeenheid. Daar's 2 geldeenhede gewees. Die Romeine was in beheer. Hulle het hulle geldeenheid gehad, die denari, en die Jode het hulle geldeenheid gehad, die shekels. So die silwer was bietjie meer werd as die denari. Jy het vir 1 dag se werk 1 denari gekry. 300 denari, praat van amper 'n jaar se salarisse. So jy sou 6 dae 'n week gewerk het. Dis 'n jaar se salaris. Dis wat hierdie olie werd is. En as jy kyk wat Judas gekry het, Judas het maar 30 silwermuntstukke gekry het wat 120 denari werd is. Is hy besig om te sê, Christus, ons kon hierdie verkoop het en die arme mense gevoer het. Dan lees ons net in die volgende vers in Johannes. Dit het Judas gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was.
Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Dink jy Jesus het geweet Judas steel? Judas is besig om 'n massiewe tantrum te gooi oor materiële besittings. Want dis vir my 'n baie hoër prioriteit as Jesus agter wie ek nou al 3 jaar aanloop en ek kan nie meer sy stemtoon in my oor hanteer nie. Hy's besig om 'n tantrum te gooi oor materiële besittings. Jy weet as hulle daai olie verkoop het en hulle het weer eens, want Judas het al die disippels se finansies, hy het die finansies gehanteer, hy was die minister van finansies met Jesus en sy 12 disippels. Dan het hulle dit vir Judas gegee om te bestuur. Judas kon 'n groter paycheck gekry het uit daai olie uit as wat hy vir Jesus gekry het om hom te verraai. Ons maak baie keer ons besittings meer werd as die Here. Ons sit nogal baie van ons vertroue in ons sekuriteit, eerder as op hom. En hier's wat Jesus sê, laat staan haar, het Jesus gesê, waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Sy het gekom en gesê, dit gaan oor my. En dan sien ons, sy was vol van die Heilige Gees toe sy dit gedoen het. Julle het tog altyd die armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen. Maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Nou praat Jesus letterlik van, hy fisies saam met sy disippels, is nou nog net vir 2 dae saam met hulle, dan word hy gekruisig. Wel, daarna weet ons, hy was nog 40 dae saam met hulle nadat hy die dood het opgestaan het, maar die feit van die saak bly, hy gaan nie vir altyd so in persoon by sy disippels wees nie. En arme mense sal daar altyd wees. Wat Jesus ook daarso sê, toewyding aan my is baie belangriker as jou oop, vrygewige hand teenoor arme mense. En hy was 'n voorstander daarvan, dat ons na die weduwees moet kyk, dat ons na die haweloses moet kyk, dat ons moet kyk na die gemeenskap om ons. Hy sê, maar toewyding aan my is waar dit begin. Die een is nie belangriker nie, ek is die belangrikste. Dan sê Jesus, dis hoekom ek sê, sy was vol van die Heilige Gees, wat sy kon, het sy gedoen, sy het haar beste gegee, sy het alles gegee, sy het haar lewe en al haar hoop op hom gesit, sy het vooruit al my liggaam gesalf, as voorbereiding vir my begrafnis. Nou dis eintlik so mooi, want as jy weet hoe werk die Jode, as iemand besig is om op sterwe te lê in die Joodse tradisie, en dit werk vandag nog so, maar daai tyd was dit baie, baie streng geweest, was daar 3 goed, wat jy nie mag geïgnoreer het, wanneer iemand op sterwe gelê het. As hulle geweet het, iemand gaan dood, was daar 3 baie streng reëls wat hulle moes volg. Nommer 1 mag hy persoon nooit alleen wees nie. Nooit. Hy moet saam met iemand oorgaan na die volgende lewe toe. Die volgende ding is, die persoon wat saam met daai persoon is, wat besig is om te sterf, sou die persoon probeer begelei het in 'n tipe van 'n bekeringsgebed. Vra die Here om jou te vergewe vir al jou sonde, en as hy dit nie kon doen nie, sou die mense wat daar om hierdie persoon gestaan het, namens daai persoon ingetree het, sodat sy siel reg is om oor te gaan na God toe. En die laaste ding wat hulle sou gedoen het, is, hulle sou die persoon aangepor het, of aangemoedig het, om te sê, rus wetend, dat God is in beheer, en hy weet wat hy doen, hierdie is sy wil. Gee jouself oor aan sy wil. Dis hoe hulle dit gedoen het. Hierdie 3 goed moes gebeur. Wat nogal interessant is, want die wil van God was dat Jesus Christus aan die kruis sterf. Ek kry baie keer mense wat sê, die Here se wil is nooit dat iemand sterf nie. Dan sê ek, lees 'n bietjie jou Bybel. Dis wat hulle gedoen het, dis hoe hulle voorberei het. So hier kom sy, is nie dieselfde resep wat hulle met al hulle eie mense gedoen het nie, maar hier kom sy, en sy is vol van die Heilige Gees, ook besig om Jesus voor te berei, vir wat op pad is om te gebeur. Sy giet al hierdie parfuum oor sy kop uit. Sy het profeties opgetree. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word,
sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot herinnering aan haar. So Jesus kom en hy gee dit as 'n aanbeveling vir elke mens wat hom volg. Dit wat sy gedoen het, moet ons se voorbeeld moet ons volg. Jesus bevestig haar as vrou waar sy nie eers moes gewees het in daai oomblik nie. Wat eintlik vir hulle almal nie in hulle paradigma, in hulle manier van dink gepas het nie. Het Jesus nie 'n saak mee gehad nie. Dus kom ek sê, as jy 'n vrou is en jy ken die Here, in die tyd waar Jesus gesterf het, het Jesus gekom en gesê, mans is nie belangriker as 'n vrou nie. 'n Man en 'n vrou staan gelyk voor my. Hy het vrouens opgebring na waarvoor hy hulle geskaap het om te wees. Hy het hulle posisie herstel. So wat leer ons by Jesus? Hier's 'n paar goed. Nommer 1. Die mens kan planne maak soos hy wil, God is in beheer. En ek wil volgende vir hierdie vraag vra. Wat as die plek waar jy nou is, en jy nie daarvan hou nie, is waar jy moet wees, en God in beheer is? Wat as die plek waar jy nou is, en jy nie daarvan hou om te wees nie, is waar jy moet wees, en God is in beheer? Hoe gaan dit jou manier van dink verander? As jy seker jy weet wie is die Here, of moet hy inpas in hoe jy dink hy moet funksioneer en wie hy moet wees? Want God pas nie in ons boksie nie. Die mens se toewyding aan God is nooit 'n mors van tyd of geld nie. Jy kan nooit in jou lewe jou tyd mors om te gee vir sy koninkryk se werk of waarmee hy besig is nie. Jy sal nooit in jou lewe jou tyd mors om uit te reik na iemand toe wat behoeftig is nie. Jy sal nooit in jou lewe jou tyd mors. Jy gaan nooit te veel kan bid nie. Jy gaan nooit jou Bybel te veel kan leer en hom meer kan ontdek en meer. Jy gaan nooit kan kerk toe gaan en jou tyd gemors het nie. Tensy dit nie gegaan het oor hom nie, dan het jy jou tyd gemors. Maar toewyding aan God is nooit 'n mors van geld, 'n mors van tyd, 'n mors van energie nie. Nooit, dit kan nie wees nie. Nommer 3, hy is die eerste prioriteit in sy volgelinge se lewe, nie hulle besittings nie. Sy het al haar sekuriteit na hom toe gevat en gesê, Here, ek vertrou U met my hele lewe. Ek is oop en ontvanklik vir U leiding, en ek vertrou U, want U het selfs mag oor die dood en U het dit bewys in my broer Lazarus. Ek hoef nie eers die dood te vrees nie. As jy werklik al jou vertroue op hom sit, sal jy jou beste vir hom bring. As jy werklik al jou vertroue op hom sit, sal hy jou beste kry. Hy sal nie jou seconds kry nie. Partykeer is dit waar ons mos die Here inpas in ons lewe. As ek tyd het, sal ek. As ek oor het, gee ek. As hy werklik die een is van wie jy afhanklik is, sal jy jou beste vir hom gee. Ek wil graag vir julle die kontras wys tussen hierdie twee stories van vanoggend. Die Sanhedrin, Judas kan jy maar ook daar insluit, teenoor Maria. Die Sanhedrin wou hom vernietig, haar grootste begeerte was om hom te verheerlik. Hulle het uit selfsug uit opgetree, sy was selfloos. Geen selfsugtigheid in haar gehad nie. Hulle het hom gehaat, sy het net liefde in haar hart vir hom gehad. Hulle wou vat, hulle wou sy lewe uitwis, en sy wou net gee. Hulle wil hom veroordeel, sy wou hom net aanbid. Hulle het heeltyd gefokus op wat hulle besit. Ons inkomste in die tempel, ons geld, ons reputasie. Mense hou nou meer van hom as van my. Hulle het die heeltyd gefokus op wat hulle besit en hoe dit besig is om weg te raak. En sy het net gefokus op Jesus. Dis al waar ek hoef te fokus in my lewe. Hulle het gedink, ons gaan nou 'n plan maak. Ons gaan hierdie nou uitsorteer op ons manier. En Maria was net totaal oorgegee aan God se plan. Ek berei hom voor vir sy dood. En ek dink nie enige iemand hierso sal vanoggend hierso sit en sê, ja weet, dan is ek is deel van hierdie kant. Ek is deel van hierdie, ek wil hom vernietig en ek is selfsugtig en ek haat en ek wil vat en ek wil veroordeel en ek wil besit en ek wil my plan uitoefen nie. Dis so ekstreem.
Maar jy moet eerlik vanoggend met jouself wees en sê maar, is ek aan hierdie kant? Is ek aan Maria se kant? Ek moet nie so te kere gaan op hierdie verhoog nie. Ek moet stil staan. Is ek daar waar ek alles doen om hom te verheerlik? Is ek regtig besig om my selfsug teen my sondige natuur, my selfsug te beklei deur die krag van die Here en die Heilige Gees in my lewe? Is ek lief vir hom? Gee ek? Aanbid ek hom met alles in my? Is hy my eerste prioriteit? Fokus ek op Jesus of fokus ek elke dag op wat ek soek? My materiële en my plan. Jy is dalk nie so ekstreem soos Sanhedrin nie, maar jy moet met jouself eerlik wees. En net jy kan wees. So nou gaan ek vir jou die antwoord gee. Hoe weet jy is toegewyd aan die Here? Jy is toegewyd aan die Here as al jou vertrou op hom is. En dis hoekom jy opdaag vir kerk. Dis hoekom jy in 'n sirkel is. Dis hoekom jy bid. Dis hoekom jy jou Bybel lees. Jy doen dit nie om jou toegewyd en om te bewys nie. Jy doen dit omdat jy hom 100% vertrou. Hy sit met jou hart. Jy's oop om by hom te leer elke dag van jou lewe. Mans, dis wat jou vrou soek. Sy soek jou hart. Sy soek 'n openheid vir haarself. Vrouens, dis wat jou man by jou soek. Meer as wat hulle wil hê, wat jy vir hulle moet doen. Hulle soek jou vertroue. Hulle soek 'n openheid. Luister, wees hier vir my. Wees beskikbaar. Vertrou my. As jy moet eerlik wees, hoe lyk jou huwelik wanneer dit hierby kom? Vertrou jy jou vrou? Vertrou jy jou man? Is julle oop om te hoor en ontvanklik om met mekaar te leer? Dis hoe jy weet jy is toegewyd. Dis wat Maria was. Sy was toegewyd. Oop en ontvanklik om te leer, vol vertroue op Jesus Christus. En as gevolg daarvan het haar dade gevolg. En dis wat Jesus ons aanmoedig om te wees. Vertrou my vir alles in jou lewe, al jou sekuriteit, elke dag wat jy asemhaal. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie woord. Dankie dat U ons leer, dankie dat U met ons geduldig is, lankmoedig is. Here, dankie vir U genade. Here, en help ons waar hierdie wêreld en al die aanloklikhede van die wêreld vir ons meer begeerlik is as U. Kom deur die Gees en gee vir ons die krag. Gee vir ons die begeerte. Kom maak hierdie hart sag, Here, om U te volg en op U te fokus en te doen wat U sê en deel te word van U plan vir hierdie wêreld. Mag ons effektief wees in U koninkryk. Mag ons ons beste bring, Here, vir U. Nie omdat dit is hoekom ons gered word nie, Here, maar omdat ons gered is. Omdat daar niemand is soos U nie. Ons loof en ons prys U vir die Heilige Gees vanoggend dat ons leer en ons help. Bid dit in die naam van Jesus. Amen.